Kyk, spreek die Here, dit is nog jou wel aangename uur. Is nog die tyd wat jy die voorregte het, wat jy by my kan uitkom. Dit moet jy verstaan, sê die Here deur sy Gees, dat daar is baie keer in hierdie wêreld niks anders wat jou kan help nie. Maar wanneer jy jou toevlug na my toe neem, en wanneer jy werklik my naam aanroep, sal ek die Here wees, wat jou sal optel, en jou sal uitlig, bo kan die omstandighede van die lewe. Daar kom baie donker dae wat in hierdie tye sal gebeur. Lande is besig om te soek na antwoorde en na oplossing, maar jy, my kind, het die antwoord en die uitkoms gekry. Terwyl jy na my toe buig, is ek die Here jou God, en ek sal die paaie vir jou gelyk maak, en ek sal riviere skep in jou wildernis en in jou woestynlande. Kyk, sê die Here, moenie vrees in hierdie dae nie, want wanneer jy jou oog op my onvoorwaardelik hou, sal ek die pad met jou loop, en sal ek die weg vir jou baan, want my tyd het naby gekom, die einde is in sig. Wat jy wil doen, moet jy haastig doen, terwyl jy nog die welaangename tyd, spreek die Here deur sy Gees. Steek jou hand so op en sê, o God, ek weet, u praat vanmôre met mense in hierdie plek. Here, u praat met siele in hierdie plek. Ek wil bid vanmôre dat die Here sy genade uithou. Klop nou aan hartsdeure, Here, tyd gaan verby. As mense wat dit moeilik vind, agter die kerk, Here, waar daar in die lande is, waar die vervolging plaasvind, maar ons bid, dat die Here gaan help en deurdra, dat die Here in hierdie tye Suid-Afrika gaan lig, dat die Here in hierdie tyd ons land gaan red, Here. Ek bid vir hierdie land, Here, in die naam van Jesus, dat die krag van die Here, sy Heilige Gees, in hierdie land sal beweeg, seën, dra deur, Here, en almal sê amen, en amen, en amen. Gee die Here lekker aan die klap. Ek wil sy plek neem. Vriend, jy is op 'n baie belangrike plek vanmôre. En ek wil vir u verseker, daar's nog 'n geopende deur. Maar pas op, daar kom 'n tyd wanneer die deur toemaak. Noag in die ark het in 'n deel gestaan, waarby hy geweet het, daar's net 'n sekere tyd wat God gee. En toe sê die Bybel, was daar nog net 7 dae oor. En toe is dit 6, en 5, en 4. En toe die laaste dag. En toe die ark se deur. Weet jy wat sê die Bybel? Hy sê dit sal gaan soos in die dae van Noag. En ek jou sê, die onheile en die ellende op hierdie wêreld sal ons breek, maar God gaan die deur sluit. Dank God vanmôre vir hierdie plek en hierdie huis, waar ons nog 'n geopende deur het. Amen. Mag die Here jou seën en mag jy die geleentheid gebruik, en dat dit sal wees tot eer van sy wonderlike naam. Halleluja. Nou ja, Morney, God bless you.
Hy is aan die woord en ons gee vanmôre my oor. Gee hom 'n lekker hartlike welkom. Baie dankie. Ek sê vanoggend dit voel of die verlore seun terug is. Amen. Toe ek laas hier by julle was, het ek nog hare gehad. Ek het nog baie 'n groot een gekom. Dit is 'n voorreg om vanoggend weer hier te wees en ja, ek het sommer bewoog geraak toe ons na die laaste een gesing het. En ek gaan net nou verduidelik hoekom. Dis 'n voorreg om vanoggend 'n stem te wees namens die vervolgde kerk. Ek is nie meer 100% betrokke by geopende deure die ontwikkelingsdeel nie. Ek is weer terug by die veld in Afrika en Latyn-Amerika. En die Here het my 2 jaar terug weer geroep om nog 'n paar ander dinge te doen. En ek was betrokke by die Association of Evangelicals in Africa waar ek die sendingdirekteur was in Afrika vir al die evangeliese kerke. En die Here het my teruggeroep om te sê begin waar jy begin het. Jy kan nie daar bo in die hoë kantoor sit, daar bo in 'n hoë gebou in Nairobi en kyk en groot dinge probeer organiseer as ons die klein dinge op die grond vergeet. En ons moet maar net weer terugkom en sê, Here, ek is niemand, ek is niks, behalwe vir dit wat U gee. En daarom is ek vanoggend hierso om 'n stem te wees vir die vervolgde kerk in die eerste plek, maar ook nie net U te challenge nie, maar myself. Elke keer as ek praat oor hierdie goeders, is dit 'n uitdaging vir almal van ons. En vanoggend wil ek vir jou vra, kom ons gestel volgende Sondag, kom jy hier by die hek ingery en hier is nie meer, ek sien die tekening daar van die kerkgebou, dit bestaan nie meer nie. Hier lê 'n hoop gebrande bakstene, klomp glasstukke van die vensters wat gebreek is. Die sinke is opgerol want hulle het gesmelt en gebrand. Kom hier in en soek die pastoor en vra 'n paar ouens wat half verdwaas hier rondloop. Dis nie as in die bakstene wat sê, waar's die pastoor? Waar's die leierskap van die kerk? En hulle sê, van die leierskap is in die hemel, die pastoor sit in die tronk. Daar's niks nie. En dan dink jy aan die sonnaarskool en dink, sjoe, wat het gebeur met die sonnaarskool? Waar's die sonnaarskool juffrouens en waar's die kinders? Sê, hulle is ook nie meer hier nie. Hulle sit in die tronk. En nou dink, wat se programme het hierdie gemeente alles? Ek sien daar's disippelskap en daar's Bybelstudie en daar's allerlei planne om sekere goed te doen en ons eet na die diens en daai goeders. Daai planne is daarmee heen. Dit bestaan nie meer nie. Daar is nie meer 'n kerk nie. Daar's niks nie, is nou inry en nou kyk rond en sê, Here, wat nou? En dan wil ek sê, as jy staan en kyk na daai tipe van goeders, dan moet jy besef, jy kyk nie na die kerk nie. Die kerk en die programme van die kerk en dit wat gebeur, het niks met daai goede gebou te doen nie. Dit het nie met die geboue te doen nie. Dit het nie eens met die pastoor te doen of die leierskap of die programme van die gemeente nie. Dit het te doen met God in jou. Amen. Jy is die kerk, jy is die program, nie die kerk se program nie, maar God se program. Amen. Die Heilige Gees in jou en dit wat jy doen en dit hoe jy optree en dit wat jy gaan doen as jy uitstap, is dit wat die verskil maak. Die kerk is niks van daai goed nie. Die kerk is iemand wat geroep is deur die Heilige Gees in sy hart is. En deur die week praat ek met 'n ou en ons dink so oor, baie keer dink ek aan myself en as ou bid en dan nooi jy ou die Heilige Gees in, kom ons gestel om hier teenwoordig te wees in die diens. En ek dink, moet ons dit doen? Hoef ons dit te doen? Die Heilige Gees is in u en in my. En die Heilige Gees is teenwoordig as jy hier is. En partykeer voel ou dat die dinge nie so uitwerk nie. En dan wil die Here net vir ons Spreuke 10 vers 25 weer herinner aan
Wanneer die stormwinde verby is die goddelose nie meer daar nie. Maar die regverdiges bou voort vir altyd. Kom ons bid voor ons verder aangaan. Vader, Seun en Heilige Gees. Ons kom in ons eer hier vanoggend. Ons wil sê dat ons bevoorreg is om te kan weet dat U in ons is, deur ons werk en dinge doen deur ons en dis nie ons nie. Dis U. Vader, dankie vir die voorreg wat ons vanoggend het om hier te kan wees, om ons familie bymekaar te kan wees en ja, in 'n gebou te kan wees. Om 'n worship span te kan hê, om die naam groot te maak en U te kan eer, want as niemand soos U nie. U is die Alfa, die Omega, die begin en die einde van alles. Vader, ek bid ook dat U ook deur die Heilige Gees sal spreek vanoggend nie soos ek wil nie. As U wil spreek anders as wat ek op my papiertjies neergeskryf het. Ons laat U wil geskied. Praat met die kinders soos U wil. Nie soos ek wil nie. U is alles en in almal. Ons eer U. Ons bid dit in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Amen. Ekskuus as ek so 'n paar keer water drink, ek het nog 'n pilletjie oor ding wat ek drink met my mond droog maak. As ons dink aan die vervolgde kerk, dan dink ons altyd aan Christene daar ver. Ek het die voorreg om met vervolgde Christene te werk. So klop jare terug, op Sondagoggend in Noord-Nigerië ry 'n ou kerk toe. Nadat in die stad 'n aanval was op die Christene deur die nag, vroegoggend, oggendure, huise aangeval is, Christene wreedaardig uitgemoor is. En nou ry kerk toe. En jy sien die lyke van ons familie langs die pad lê. En ewe skielik gaan hy met 'n ander gewaarwording en 'n ander gemoed kerk toe. Ek is vir 'n rukkie daar, dan kom ek huis toe. Dan kom ek hier na Lighuis toe, kom eer ek die Here met 'n worship span, met gemeentelede wat in liefde hier sit, lief is vir mekaar, en ons kan programme uitleef en ons kan dinge doen vir die Here openlik en dan dink ek 'n bietjie anders aan kerk as 'n ou hierdie tipe van goed ervaar. Of as 'n pastoor in Kolombie vir jou vertel hoe sy kollega die vorige week onthoof is met sy kop sokker gespeel is vir die kerk. Ek vra vir hom, wat sal hierdie ouens doen as hulle weet jy sit en jy ontmoet met ons? Ek kan nie onthou wat 'n dag dit was, ek sê nou maar Dinsdag, hy sê teen Donderdag sal hy langs my graf staan. Ek sal nie meer hier wees nie. Dis die kerk. Dan sê ons, hierdie is abnormale Christendom, is ou kyk na die vervolgde kerk, broers en susters, dis normale Christendom. As jy 'n goddelike lewe in Christus wil hê, sal jy vervolg word. So, weet jy moet is 3 vers 12. Maar ook hier in Suid-Afrika gebeur dinge. Jy weet dit dalk nie, maar Geopende Deure is besig met navorsing in Suid-Afrika as 'n geslote land. Ons moet wakker word as 'n kerk, as 'n liggaam van Christus en begin rondkyk om ons en sê die tyd is min, soos pastoor Becky vanoggend gesê het. Die tyd is min. Die kerk, die liggaam van Christus, het groot werk. Dit baie keer gebeur hierdie slegte goed met ons in ons lewens en ons vra die vraag hoekom? Net voor ek hiernatoe gery het vanoggend, my vrou kry my vrou 'n oproep van een van mense wat saam met haar werk. Nuwe dogter, die 4 maande oud. Nadat haar gebad het, was hulle besig om haar droog te maak en soos babatjies doen,
wrimmel hulle daar op die tafeltjie en glimlag en speel en so aan hulle afgedruk word. En sy het afgeval op haar kop. Sy is vanoggend oorlede. Dan vra die vraag, hoekom? En ons moet nie die vraag vra soos wat Christene vir ons daar in die geslote lande sê, pastore wat vir ons sê, ons vra die verkeerde vraag, ons vra hoekom? Ons moet vra, Here, wat is die doel daarmee? En die eerste doel is die eer van God. Hoe kan dit wees? In hierdie geval. Hoe kan ek dit sê? Die eer van God as iemand gesterf het. Ek wil 'n getuienis deel en ek wil nie die persoon se naam noem of so nie, maar dis hier op die Oosrand. En miskien sal party van u hierdie situasie in die kop kan onthou, want dit het dalk 'n soortgelyke ding met u gebeur. Dit was nie lekker nie. Dit was vreesaanjaend. Oggend 6:00 stap die broer uit die huis uit, sluit die deur by die kombuis oop. En die volgende oomblik stap hy uit en iemand druk 'n 9 mm pistool in sy kop. En daar staan 5 ander ouens saam met hierdie ou. En hy druk so met die pistool in sy kop. En hy sê al wat hy kon doen op daai stadium is so half instinktief, begin hy gil en skree. En hy probeer uitkom uit die vertrek uit die kombuis uitkom om die deur toe te druk, dat sy vrou en kinders nie kan uitkom nie. En die volgende oomblik hoor sy vrou hom skree en sy hart loop uit. En die volgende oomblik sy langs hom met 'n mes in die keel. Daar werklik nie 'n baie goeie situasie om in te wees nie. Skrikwekkend. Ek wil myself hierso stop en sê, ons vra, hoekom Here, hoekom gebeur hierdie goed? Maar die Here sê, ek het 'n doel met alles. En hy sê in die volgende oomblik, het staan die ou met die pistool teen sy kop en die mes teen sy vrou se keel, en hulle probeer die deur toedruk dat hulle dogter nie uitkom nie. En hy sê die volgende, al wat hulle kan aan dink is om hardop te bid. En hy sê hy bid hardop in tale en hy bid en sy vrou begin bid. En hy sê die volgende oomblik begin hierdie ouens al verward raak. En die ou met die pistool teen sy kop, hy was oorgehaal. Die volgende oomblik trek hy die sneller wat hy wil hierdie stem stil maak. En die skoot gaan nie af nie. Gewoonlik as hy 'n pistool het, weet jy wie van die ken 'n pistool nie. Dis nie 'n revolver wat daar oop gaatjie is nie. Die patrone skuif op. En die skoot klap na's niks. En hy hou aan en hy bid en hy roep die Here aan en hy eer God vir die situasie. Nie ag Here, help ons. En 'n tweede skoot. Tweede keer gaan hy af. Die ou staan met die pistool in sy kop. Die tweede skoot gaan nie af nie. En die volgende oomblik is hierdie ouens verward, hulle draai om, hy het redelike hoë mure, en die ouens draai om en hulle begin hardloop, verwilderd, spring oor die muur. En hierdie ou is 'n redelike groot ou. Ek sê altyd van hierdie tipe ou, hy kan 'n ding klap wat laf is. En hy kan. En hierdie groot ou is agterna, ek weet nie wat gaan hy doen met die ouens wat gewapen is nie. 6 ouens. Hy spring oor die muur en toe hy oor die muur spring en agter die ouens wil aanhardloop, staan sy buurman buite met 'n wapen. Hy sê ek hoor die geraas. Wat gaan aan? Wat gaan aan? En hierdie ouens is voort. En daar staan en hy vertel sy buurman wat gebeur het. Maar ek wil byvoeg, sy buurman is ateës. En hier staan op die sypaadjie, net na hierdie ding gebeur het, en hy vertel sy buurman wat het gebeur, en hoe hy gebid het, en die Here aangeroep het, en die Here se naam groot gemaak het, en hoe 2 skote nie afgegaan het nie, sy vrou met die mes in die keel staan, hierdie ouens verwilderd weghardloop, en daar vat hulle, en hy vertel wat gebeur het. Dis 'n lang storie, maar ek wil afsluit deur te sê, sy buurman is nou die dag gedoop. Amen. Prys die Here. Vriende, vra Here, wat is die doel met hierdie goed? Niemand sê dit gaan maklik wees nie.
Niemand sê jy gaan dit maak nie. Nou die dag staan my kollega daar saam met my, inteendeel hy het nou net geland van Nigerië af. Hy sê vir my in 'n boodskap, hy dink hy moet op 'n stadium gaan vir berading, dis 'n sekondêre trauma, die tipe van goed. Sê vir hom, ek is nou, April sal ek, 1 April sal ek 26 jaar wees wat ek met die Vervolgde Kerk werk. Ek kan nie onthou dat ek ooit so iets gehad het nie, ek bedoel in terme van berading of so nie. En ons staan nou die dag en praat, want een van die dinge wat hy doen is informasie wat ouens instuur en dan moet hy dit verifieer. Jy weet daai videoetjies wat die ouens so rondstuur, sê is nie die waarheid, sien nou hierdie goeters, en moenie alles glo wat jy kry nie. Want ek wil net sê, so elke Augustus, September, as ek reg onthou, dan gaan alweer 100 missionaries doodgemaak word in Indië. Dis nie die waarheid nie. So baie van hierdie goed verifieer hy, want ouens stuur die goed in en sê, is dit die waarheid? En dan kom nou die dag, een van die DRC af. Was 'n paar weke terug. En Benny, in die DRC, in 'n gemeente, ouens in die kerk ingekom het, en fisies 70 Christene onthoof het in die kerk. Die ander video wys hy vir my, en hy sê hy het al baie van hierdie goed gesien. Sal ek daarna kyk en sê, wat dink ek? Want hy kan nie verder kyk nie. Ek weet nie of ek 'n halwe minuut gekyk het, toe sê ek wil nie verder kyk nie. Ek het nog nooit sulke goed in my lewe gesien nie. Skies of ek hierdie goeders hierso noem in die kerk. Waar broers op hulle knieë staan, en 'n ou met 'n ysterpyp kom, en hulle kop in mekaar slaan. En weet jy wat ons aangryp van hierdie een, dis die vraag wat hy vir my vra, hy sê, die een van ouens wat daar sit, het gehuil en sê, Here, help my, red my. Dit is die boodskap van vergifnis vir hierdie ouens gegee. Hulle het gepraat van Jesus. Hulle het Jesus se naam bely. God se naam groot gemaak terwyl hulle sien wat met hulle broers gebeur langs hulle. Nie een van hulle het gehuil nie. Hulle het gekyk, vorentoe gekyk in die Here geloof. Terwyl jy hoor wat gebeur langs hom. En hy vra die vraag wat ons baie keer vra, ons het dit gepraat daaroor. Hoe kan hierdie ouens dit doen? Hoe kan hulle dit doen? Hoe kan ek daar op my knieë staan en ek weet wat kom? En die Here loof. Hoe kan ek dit doen? Want baie keer vra ons die vraag, en oor al die jare wat ek by geopende deure en die Vervolgde Kerk betrokke is, vertel oor die goed, dan kom mense by jou, sê, Joe, ek weet nie of ek dit sal kan doen. En baie keer gee ek die ouens 'n maklike antwoord, en dit is baie makliker gesê as gedaan. As jy nie nou Jesus leef nie, gaan dit nie dan doen nie. Oefen so lank. Dit kom. Ja. 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en hoor die volgende, van liefde en van selfbeheersing. Amen. Gees van liefde en selfbeheersing. As dit met jou en my gebeur en ek sien dat dit gebeur en na die tyd sê ek vergewe die ouens wat dit gedoen het, dis menslik onmoontlik. Jy kan nie. Jy kan nie. Hoe kan jy? Dis nie jy nie. Dis Christus in jou. Amen. As ek nie kan vergewe nie, kyk in die spieël en dan sien jy jouself. Wie moet ons sien? Christus in my. Jy lyk anders.
Jy tree anders op. Jy praat anders, jy doen anders, jy leef anders. Jy kan nie meer dieselfde wees nie. Makliker gesê is gedaan. Ons kan dit nie doen. Maar God kan. Amen. Dis net wanneer jy kan verstaan en die teenwoordigheid van die Heilige Gees en Christus in jou doen, leef, slaap, eet en die woord. Die lewende woord van God in jou het. Psalm 119 is nie verniet die langste hoofstuk in die Bybel, 176 verse. Gaan lees dit weer bietjie. Ek daag jy uit, gaan lees dit. Gaan kyk waaroor dit gaan. Dit gaan oor die lewende woord van God. Wat beteken dit vir jou? En sonder Psalm 119 en daai dinge wat hy daar verduidelik en sê wat is die waarde, kan ons nie dit leef nie. So ruk terug is ek in een van die geslote lande daar in Sentraal-Asië met 'n pastoor van 'n gemeente wat reg langs die moskee is. Inteendeel die moskee se megafoon of se speaker is reg, dis seker 2 meter van die kerk se venster af. En natuurlik praat hulle baie hard oor die luidspreker en doen dinge terwyl die kerk aan die gang is en dis meer. En ons sit en praat terwyl hierdie ouens hier by die venster in skree. Dis nogal moeilik om die ou te hoor en ons sit en gesels en joh, dis 'n irritasie en is maar net baie bewus van wat eintlik daaraan gaan. Die bose magte om hierdie kerk. En hoe hierdie bose magte die kerk probeer dooddruk. En hy sê, my broer, hier het ons die fake Christene nie. Hier in ons land nie. En ek dink aan Suid-Afrika, die kerke en ons Christene. Ek dink, hoe kan hy dit sê? Ek sê, hoe kan jy dit sê? Hoe kan jy bevestig dat daar geen fake Christene hier in jou land is nie? En jy ken hulle nie eens nie. Ek sê, ek kan bevestig. Sê hoe? Hy sê die oomblik as jy opstaan vir Christus en jy weet jy kan doodgemaak daarvoor. Jy doen dit nog steeds. Dan is dit nie feit. Jy sal nie Jesus bely in 'n situasie soos daai as jy weet jy gaan doodgemaak word. Maar hy sê daar waar jy bly, doen ons dit elke dag. Ons gebruik die kerk, ons gebruik ander Christene, ons gebruik besigheidsouens wat Christen is, of ek stel myself voor as 'n besigheidsman wat op werk op 'n Christelike basis doen, want dan gaan ek besigheid kry by ander Christen. En dan is hy die grootste skelm van al die ander. Baie hartseer om te sê, jare terug, ek wil nie sê vir wat se maatskappy het ek gewerk nie. Die bestuurder is 'n Christen, hy sou ouderling in een van die gemeentes gewees en het gesê, as ouens kom wat sê ek was 'n pastoor of ek het hierdie Christen dinge gedoen en so en hy sê ek stel hom nie aan. Sê dis 'n verleende. Dis 'n slegte getuienis. Nou ek gaan nou sommer so uit die Engelse Bybel lees. Hierdie week sit ek in berei voor en ek weet nie wat om te sê vanoggend nie. Ek het eintlik baie lanklaas in 'n gemeente soos hierdie gepreek, seker 'n jaar terug, baie daar in Nairobi en Ghana en al hierdie plekke gepreek. En nou vir die laaste jare wat preek ek nie in gemeentes meer nie. Bring hier en daar boodskappe, praat met groepe en so, maar dis nie wat ek doen eintlik nie. Ek sal vir my siele wees oor hierdie ding, want ek het dit nou lanklaas gedoen, so half uit oefening uit. En dan begin ek hierdie ding en dan gooi ek dit in die asblik en dan begin ek dans daai so gaan ons aan. En ek het begin vroeg opstaan in die oggende, soos in baie vroeg. Die Here gesoek. En weet jy, die ding wat ek die Here gevra het, is Psalm 139 vers 23 en 24, ek lees dit sommer in Engels. Search me, God, and know my heart. Test me and know my concerns. See if there is any offensive way in me. Lead me in the everlasting way. En gisteraand laat as ek besig met hierdie, en dis wat die Here sê,
die kern van gedagtes. As ons daar op ons knieë staan, daai dag as dit sou gebeur hier by ons, of die pistool in jou kop gedruk word, hoe gaan ek sterk staan, hoe gaan ek Christus leef, en hoe gaan ek Christus se naam groot maak, terwyl dit met my gebeur, is voordat ek daar kan kom, is vra die Here, Hier soek my hart, ondersoek wat is daar binne. Wat van U is nie my hart nie, wys dit, haal dit uit. U kan nie aangaan as U hart nie skoon is nie. U kan nie verwag dat God saam met U gaan loop as die hart meer vol is van die gemors wat ons koppe mee vul nie. As ek gisteraan die hele aand gesit het en 'n vieslike flieks gekyk het, op die rekenaar gesit en pornografie kyk het, my vrou verneder het, vuil grappe langs die braaivleisvuur vertel het, en ek kom sit in die kerk en ek sê, Here, ek is hier om U te loof, om U groot te maak, U hart is vrot. U hart is vol van die wêreldse dinge. Die eerste stap om te kom met daai ou wat op sy knieë staan, die Here kan loof en sê, Here, ondersoek my hart. Wys my. Dis die eerste stap. Dan Romeine 12 vers 1 tot 3 wat jy dalk baie goed ken. Waar dit praat oor onder andere oor worship. Ek lees dit vir my in die Engelse Bybel. Therefore, brothers, by the mercies of God, I urge you to present your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your spiritual worship. As ons dink aan worship, ek lees hierdie nou die dag saam met 'n span ouens en ons lees hierdie en die Here lê op my hart en hy wys my worship. Want baie van ons dink worship is dit wat ons net nou gedoen het. Met 'n band en ons loof die Here, dis wonderlik, dit is worship. Maar ek dink nie die worship wat hiervan gepraat word presies dieselfde is dit nie. This is your spiritual worship. En dan gaan hy aan vers 2. Do not be conformed to this age by transforming, but be transformed by the renewing of your mind. Dis die volgende stap. As God daai dinge uitgewys het, sê Here, dis wat ek sien. Ek wil ontslaa raak van hierdie. Ek wil nooit ooit weer daarmee iets te doen hê nie. Vul my gedagtes, vul my hart, vul my lewe met dit wat U eer. Want U primêre doel op aarde is nie om te evangeliseer en al daai dinge nie. U is gebore vir een doel. Die eer van God. Dis hoekom U sit op. Dis hoekom U lewe. Die eer van God. As jy God eer, gaan jy al die ander dinge doen in 'n geval. Dit gaan outomaties bykom. Maar sê, this is my spiritual worship. Kan ek baie keer die vraag vra en ek wil 'n stupid voorbeeld gebruik. Ek het teruggedink jare terug toe ry ek op 'n Pajero. Ek wou op 'n 4x4 gehad. En ek is op pad na 'n selgroep toe. Ek gaan praat oor die vervolgde kerk daar in Pretoria en is 'n bietjie laat, ek moet 7 uur of wat daar wees en die robot werk nie en die verkeer staan en ek sien ek gaan laat wees en ek sien ou wat hou daarvan om laat te wees en ek raak paniekerig en dan wil ek net jaag. En so tussen hier het ek ook 'n sticker gekry. Ek kan nie onthou wie die ouens nie. Ou Andrei, de Villiers, wat dit al. Real men follow Jesus. Dis nou die 4x4 klaarbol, ek het so 'n sticker op my ry agter. Maar ek vergeet van die sticker op my ry. Want dus ek so geïrriteerd met die robot en die karre wat staan, ek gaan laat wees en al daai dinge en ek kan nie die mense bel nie, ek het nie die ou se nommer nie. En ek besluit, ek het 'n 4x4, ek gaan nie oor die sypaai. Ek het die sypaai kom ja, hier. Mense kyk my seker hier gaan 'n man sien jou windie of wat ook al terwyl ek so amper leef van die sypaadjie af ry, dink ek aan die plakker agter op my kar. Real men follow Jesus. Wat 'n getuienis.
Wat is my spiritual worship op daai oomblik? Wat wys ek die wêreld van my worship aan my lewende God? Dis die volgende vraag wat ons onsself moet vra. Spiritual worship. Wat is my spiritual worship aan my lewende God? Die oomblik, as iets met my gebeur of verkeerd loop. Nou daarso is verskeie dinge wat God van ons vra. En ek gaan dit net so vinnig lees. Nou wil ek 'n getuienis met u deel wat ek te doen gehad het mee in Noord-Afrika 2 jaar terug. Maar ek gaan lees uit Romeine 12 van vers 9. Love must be without hypocrisy. Detest evil. Cling to what is good. Show family affection to one another with brotherly love. Outdo one another in showing honor. Do not lack diligence. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Rejoice in hope. Be patient in affliction. Be persistent in prayer. Share with the saints in their need. Pursue hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice. Weep with those who weep. Be in agreement with one another. Do not be proud. Instead, associate with the humble. Do not be wise in your own estimation. Do not repay anyone evil for evil. Try to do what is honorable in everyone's eyes. If possible, on your part, live at peace with everyone. Friends, do not avenge yourself. Instead, leave room for the wrath. For it is written then, vengeance belongs to me, I will repay, says the Lord. But if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For in so doing, you will be heaping fiery coals on his head. Do not be conquered by evil, but conquer evil with good. Jare terug word ek Indië toe gestuur om met kerkleiers in die Bihaarstaat aan Patna te gesels, daar op die grens van Bangladesh. Dis ouens wat deur redelike ernstige vervolging gaan. Hulle noem die Bihaarstaat daar in Indië die missionaries graveyard. Want niemand kry iets reg, dit is so dood en die bose en die donkerte is so tasbaar daar. En ek moet praat oor vergifnis met hierdie klomp pastore. Ek is 'n groentjie by geopende deure en ek moet met 3 ouens van gepraat oor hierdie tipe van diep dinge van ouens wat vervolg word. Ek kom uit Suid-Afrika en nou moet ek met 3 ouens praat en ek praat oor een van my onderwerpe was vergifnis en vergelding. Gesê, take revenge. Hoe neem 'n Christen wraak? As hierdie dinge met jou gebeur het, hoe neem 'n Christen wraak? Deur lief te hê. Dis baie makliker om 'n geweer op te neem en dieselfde te gaan doen. Baie moeiliker te sê, ek het selfs die ou lief. Selfs die ou lief wat dit nou net gedoen het aan my familie. Ek het 'n lys neergeskryf van getuienisse en mense wat ek ontmoet het, trouens wat ek ken. Gewoonlik moslems wat op bekering gekom het as gevolg van Christene wat so opgetree het. Dis 'n groter wapen teen Satan en sy donker magte om die liefde van Jesus te deel en iemand tot bekering te bring en iemand in die koninkryk in te bring deur vergifnis, deur liefde hê in steede van om iemand te haat. Want dis nie normaal nie. Dis nogals 'n redelike vergelding. Sê maar, ek gaan jou lief hê tot in die paradys.
dit maak die verskil. Van hierdie 12 of hierdie 70 mense wat daar gestaan het, die 21 Christene van Egipte, is eintlik 20 van Egipte en een ouetjie van Ghana. Ek was by die plek gewees, het van die families ontmoet. Daai ouens wat hulle die video's gesien het en van die video's gemaak is, die ouetjies met die oranje pakkies aan. Een van hierdie ouetjies was ou van Ghana. Hy was nie eens deel van hierdie groep nie. Hy was saam met hierdie klomp ouens wat in Egipte gekom het, werk gedoen het. En toe hierdie ouens, ISIS ouens, hulle wegneem, is dit amper soos, ek het nie onthou wat 'n fliek was dit nie, hierdie kinderfliek, Pick Me. Sê, hy staan vir die naam van Jesus. Hy staan nie net daarvoor nie, ek is bereid om te sterf, want dis wat Jesus vir my gedoen het. En hy het saam met hulle gaan kniel, en hy is onthoof saam met hulle. Hy is nie eens ingesleep in dit nie, hy het opgestaan en gesê, ek doen dit. Want dit is 'n getuienis van wie Christus is, en wat hy vir my gedoen het. Wanneer sal ek bereid wees om so iets te doen? Stap 1. God ondersoek my hart en haal uit my hart uit dit wat nie van U afkom nie. Spandeer tyd in die woord. Tyd in gebed. Vergewe, moenie vervloek nie en doen hierdie in Romeine 12 van vers 9 af. Daar's 22 dinge wat daar gesê word, doen dit en almal van hulle is baie moeilik. Maar daar's 'n waarskuwing in Deuteronomium. Deuteronomium 28 vers 47. Because you didn't serve the Lord your God with a joy and a cheerful heart, even though you had an abundance of everything, you will serve your enemies. The Lord will send against you in famine, thirst, nakedness, and a lack of everything. He will place an iron yoke on your neck until he has destroyed you. Almal van ons het 'n geleentheid. Almal van ons is gebore vir een doel, die van God. En soos hierdie ouens sê, even though you had an abundance of everything. Moet dit miskien uit die konteks geneem. Maar dit vaar vir ons ook. Ek wil baie graag hierdie getuienis met u deel om te sê, u gaan in 'n situasie geplaas word as u hart deurgrond is, deursoek is, die goed uitgewerp is, tyd in die woord spandeer, tyd op die knieë spandeer, Jesus loof en leef en vertel en slaap en eet Christus. Gaan maar toets kom. Praat met hierdie sendeling in, ek wil nie die land noem nie, in Noord-Afrika. Hy sê eendag by sy foon, sê hallo, die ander kant, bietjie verward, hallo, so, wie praat? Nee, ek kan nie sê nie. So wat wil jy hê? Hoekom het jy my gebel? Die ou aan die ander kant is nog redelik verward. Sê, ek weet nie. En so gaan die gesprek op en af en hierdie ou is half geïrriteerd met hierdie ou wat hom bel, 'n local ou wat hom bel. En dan kry hierdie ou vir hom te vertel, nou okay, wat is die rede? Hoekom het jy my gebel? En die ou sê hy weet nie. Hy het nou die laaste paar dae elke aand te droom. Hy's 'n moslim. Hy het elke aand te droom en hy droom en hy sien in sy droom, maar hy verstaan niks wat hy sien nie en hy sien daar's 'n kruis. Daar's 'n man wat in 'n kruis hang. En die man in die kruis is vol bloed. Daar's spykers deur sy hande en deur sy voete. Daar's 'n kroon op sy kop van dorings. En hy verduidelik hoe die bloed loop en die man hartseer is. En die trane loop. Maar die man kyk vir hom en hy glimlag deur die trane. Hy sê dan word ek wakker.
En hierdie man sê vir hom, soek my. Sê, ek weet nie, wie is jy nie? Dan word hy wakker. Maar dit pla hom, hierdie droom pla hom, en hy weet nie, hy moet weet. Want hulle het baie waarde aan drome en visioene, veral tydens Ramadan. En hy sê die volgende nag toe droom ek weer. En ek sien dieselfde ding. En die man glimlag deur die trane, hy sê ek het jou lief. Ek is hier vir jou. En hy vra vir die man, wie is jy? Sê ek is Jesus. Hy sê hy weet nie wat om te doen met hierdie nie. Hy is al bevrees. Hy weet nie hoe om drome net weer nie, maar hy weet daar's 'n doel met sy droom. Hy sê die volgende nag toe sit weer dieselfde droom. Dieselfde man hang aan die kruis. Maar hy sê die man trane loop en hy glimlag. En op sy bors. Hy sê dit lyk asof dit soos met 'n linietjie of met 'n spyker of iets uitgekerf is op die man se bors. Daar's 'n nommer. 'n telefoonnommer. En die man sê vir hom, wil jy weet wie is ek en wat het ek vir jou te doen? Bel hierdie nommer. Dit was die sendeling se nommer. Wat sal jy doen as jy daarop kyk? God jou selnommer in 'n droom op Jesus se bors sit om hierdie ou te sê, gaan praat met daai man. Hy sal vir die waarheid vertel. Gaan jy so 'n bietjie verwar? Wat gaan jy doen? Gaan jy weet wat om te doen? Gaan jy weet wat om te sê? Dit is baie ernstige saak. Dat God jou gekies het. Ja, jou persoonlik gekies het om die boodskap te bring vir iemand wat soekend is. Wat gaan ek doen? Het ek die boodskap? Die het 'n baie groot verantwoordelikheid. Ons kan nie net elke Sondag kom sit, lekker kom worship, lekker 'n bietjie 'n boodskap kry, en miskien weer die video na die tyd kyk en miskien 'n paar versies neerpen. En môre sit ek weer tydens etenstyd en luister na 'n paar grappe wat my maatjies vertel oor die werk. Ek praat oor my kinders en ek praat oor my vrou, by ander mense wat nie God se naam eer nie. Sondag is ek weer hier. Wees verseker dat daar verantwoordelikheid is op elkeen van ons. As ek sê ek staan vir Christus, is daar verantwoordelikheid. Daar kan goed met jou gebeur en wees verseker dat as die Gees in jou is, jy sal wakker wees. Want my vriende, elke dag is daar geleenthede. Jy nog mis dit. Ek kan nie lank besig hou met 'n getuienis. Ek was verlede jaar, was ek in Thailand met 'n digitale ministry. Net vir interessantheid, net daar was daar 250 organisasies wêreldwyd wat net werk met digitale goed online. Evangelisasie werk doen, so aan. En programme ontwikkel en dis meer. Ek loop uit een van hierdie meetings uit, ek loop in die straat en daar kom 'n jong man en vrou, swart man en 'n vrou, hulle loop in die straat op en ek loop amper nie vas aan hulle nie, maar ek loop reguit na hulle toe en hulle kom aangeloop en ek groet hulle baie vriendelik. Sê hallo, ek is nou Morney en wie is julle? Die een sê Benjamin en Tess. Sê waar kom julle vandaan? Hulle sê van Nairobi af. Sê ek gaan baie keer na Nairobi toe, kan ek julle nommer kry? Ek ken die mense van geen kant af. Ek vat hulle nommer. En seker 6-7 maande daarna as ek in Nairobi, ek het 'n studio begin daar by die kantore daar. Ek was veronderstel om in die studio te begin. Ek het nie 'n klou van contentplanne en goed as uitwerk nie. Ek het die studio georganiseer.
kom het op my leer, ek moet al die programmatuur en ek moet die programme doen en ek het nie idee wat ek doen nie. Ek is verward, nou sit ek daar en ek weet nie wat om te doen nie. Ek sit dag daar by die kantoor en ek sukkel bietjie en nou wil ek nie vir die ouens sê, eintlik het ek nie idee wat ek doen nie. Want ek is in charge. En daai middag, iets in my kop herinner my. Ag, bel hierdie ouens. En ek soek hulle nommer, ek kan nie hulle naam onthou nie, want ek sit altyd by my nommer, sê maar waar ek jou ontmoet het. Ek sit Kenia in. Hier kom af die nommer. Ek stuur vir Benjamin 'n WhatsApp. Ek sê, Benjamin, kom eet vanaand saam met my. Jy en jou vrou. En daar kom hy. Sy vrou het nie 'n klou dat sy my ooit ontmoet het nie. Hy kan ook nie onthou wie ek nie, hy weet hy het my daar in die straat gesien. Praat so 'n bietjie en ons gesels en ek sê vir hulle, wat is my probleem? Ek weet hulle is Christene. En ek vertel toe vir my probleem. Benjamin is toe op daai stadium besig op nasionale televisie met 'n uur gebedsprogram elke week. En Tess is die producer van Christen programme op een van die sekulêre radiostasies. Daar kon ek die Here my met hulle. Ons werk nou nog saam. Ek wil die laaste getuienis deel van wat die Here doen. Dis 'n exciting tyd. As jy sê, Here, deurgrond my, deursoek, al dit uit, deurgrond my hart, tyd in die woord, tyd op jou knieë en tyd met mense. Skrik vir niks. Praat met enigiemand. Enigiemand. Ek wil nie uitbrei oor hoekom en so aan nie, maar op 'n stadium so jaar en 'n half terug moet ek Ghana toe gaan. En daarmee gaan ek afsluit amper. Moet ek Ghana toe gaan en ek het geen idee om wie om te ontmoet. Dis nie, ek moet 'n spesifieke ding gaan doen om met die ouens van Nigerië te connect. Ek voel in my hart, die Here lê op my hart, gaan Ghana toe. Met ouens van Nigerië toe. Hoekom gaan ek nie Nigerië toe? Dit sê almal vir my, dit is nie lekker. Ek vlieg Ghana toe. Net voor ek Ghana toe vlieg, geen koneksie nie. En jy loop nie in die straat en vra almal vra en dan vat die ouens na die regte plek toe. Ek het nie idee nie. Ek is in Lusaka. Ek loop by die badkamer. Ek loop in 'n ou vas wat ek toe herken as die voorsitter of die General Secretary van die Evangelical Fellowship van Zambia. Ek loop in hom vas, omtrent fisies. Hy sê hallo, hy so en so, ek sê hallo, ek is so en so en ek wil uitloop en ek sê ken jy iemand in Ghana? Hy sê ja, ek het 'n vriend daar in Ghana. En hy sê hy sal later met my praat, stuur vir my 'n WhatsApp, gee vir my kaartjie, stuur vir my 'n WhatsApp, wat wil ek daar gaan doen? Ek sê ek moet dit gaan doen en hy sê nee, hy sal met die ou praat en hy connect my met die ou. Ek ken niemand daar nie. Ek vlieg Ghana. Ek kom Saterdag aand laai die ou my by die lughawe op. Dis die enigste ou wat ek kontak mee gehad het in Ghana. Ek vra vir hom, hy's by die hy is een van die bishops in die Charismatic Church. Nog waar gaan ek in Nigerië optel by die Charismatic Church. Dis wat ek dink. Daar's nie 'n Nigerië wat ek daar gekry het. Daai kerk. En ek vra vir hom, kan ek môre na jou kerk toe kom? Ek was nog nooit in 'n kerk in Ghana nie en dis hierdie groot megakerke met duisende ouens, 2, 3 verdieping geboue en sulke goed. En hy sê nee, ek preek. Daai Sondag preek ek in 4 kerke en ek het 'n 2 uur live onderhoud op sekulêre radio die aand tot 10:30 die Sondag aand. En so gaan ek 'n week deur, die Here connect my met die president van die Baptist Convention, hy connect my met die All Africa president van die Methodist Kerk en al die goeie. Ek ontmoet geen Nigeriër. Al wat oorbly, ek het 2 dae in Ghana. Sê Here, ek moet by die Pentecostelkerk. Ek weet nie wie nie. Die kerk is nie gekonnekt met mekaar nie. Here, stuur iemand op my pad. Ek moet by hulle uitkom, want dit is die key dat ek uit. Ek weet nie waar om te gaan nie. Oggend het ek niks om te doen nie en ek loop daar in die agterstrate van Accra, en daar in die gopse gebly. Daar's die ander ouens wat lyk soos ek nie en ek loop in die straat, neem 'n paar foto's. En iemand skree op my toe ek 'n foto van hulle huis neem en weet ek neem baie foto's so ek moet ignoreer hom. En ek loop maar net aan en die volgende oomblik kom maar jong man aangestap in die straat. Ek ken hom van geen kant af nie. En hy kyk vir my en ek kyk vir hom. Hallo. How are you? Sê hallo. Toe die volgende oomblik val 'n ou tannie my aan. Ek dink sy gaan klein geld maak vir my. Want die tannie val my amper fisies aan en sy verskree my en sy vloek my. Wat doen ek en hoekom neem ek haar huis af? Lang storie. Sy vra wat soek ek hier en ek vertel vir haar en ek is
van die Here, ek kom nou hier in die kerk besoek. Ja, ek wil niks met die kerk doen nie. God is staan nie en al daai goed. En die volgende oomblik begin hierdie ouetjie al evangeliseer. Hierdie jong man. Hy praat, hou hy op, begin ek aan hom. Hou ek op, begin hy aan en dan gaan ons op en af en op en af. En die mense begin rondom die straat op die sypaadjie in Akker aan die agterstraat is 20 mense almal kyk wat van die gebeur. En ons gaan aan seker 20 minute later stap sy baie vriendelik weg en sy sê, dankie Here vir hierdie ontmoeting. Ek gaan my Bybel uithaal en ek het werk om te doen. Ja, daar gaan al die mense sê, wow, dit was nou awesome en so aan. Net so by the way, wie sê die ouetjie wat saam met my staan en sê, wie is jy? Hy sê sy naam is Kennedy Walker. Ek sê ek's Morney daar. Ek sê by watter kerk is jy? By watter kerk? Pentekostelkerk. Hy is die jeugpastoor by die Pentekostelkerk. Dit was die Saterdag. Sondagoggend preek ek 2 dienste in die Pentekostelkerk. Ek het iemand gegroet op straat. Ek kan nie besig hou vir die hele oggend met sulke geleenthede wat gebeur, hoe die Here mense connect. 'n Ou in Ethiopië. Ek sit in Suid-Afrika leen. Om 'n ou in Sudan te help. R100,000. Hy het 'n gesprek gehoor. En die Here lê op sy hart staan op en sê vir hulle, jy kan help. Sy naam is Chris McQueen. Hy leen R100,000. Hy stuur my 'n WhatsApp en sê, kan jy dit terugbetaal? Ek sê die Here sal voorsien. 2 weke later het hy sy geld. Broers en susters, ek sluit af daarmee. Jy te sê, as ons kyk na Suid-Afrika, gaan dit nie die slim manne wees nie. Dit gaan nie hierdie wyse ouens en hierdie magtige ouens wees in Amerika wees nie. Dit gaan nie Trump wees wat druk op hierdie ouens sit of wat ook al gebeur in ons land of ander lande of in die wêreld nie. Ek wil vir julle sê, it will be a man that will be filled with the Holy Spirit. Amen. Dis al hoop wat ons het. 'n man en 'n vrou, die werking van die Heilige Gees in hulle, wat 'n verskil gaan maak hier. Dalk is dit jy. Romeine 11 vers 36. From him, through him, and to him are all things. To him be the glory forever. Amen. Baie dankie. Ek hoop u is uitgedaag vanoggend om 'n paar vrae te gaan vra. Nou ja, ons sê vanmôre baie dankie. Miskien gaan ons oë dalk 'n bietjie oop. Meer wat is 'n Christen? Wat is 'n werklike kind van God? Wat is dit as jy sê, ek loop regtig die pad van Jesus? Is jy nog getuie? Is jy iemand wat kan sê, ek sal uitstaan? Laat ek jou net sê, Morney, jy het nou baie hier vanavond gepraat, maar ek kan onthou die vorige keer dat hy baie gepraat oor die AC en die dinge van wat werklik in die kerk aangaan daar. Ek dink ek het op 'n stadium gelees dat, ek dink daar is al so 80 miljoen Christene ter wille van hulle geloof uitgewas. Dis wat ons kan tel. Dis miskien wat ons kan tel. Weet jy, ek het Morney gereël. Want ek sê altyd, jy weet nie wat jy het nie. Jy weet nie die gunstige tyd waar God jou nog gee. En dit is hoekom dit vir my so belangrik is, dat ek net, en ek gaan nou nie preek of iets nie, maar weet jy, ek wil 'n gebed vir elkeen van ons doen. Maar ek wil jy moet self bid. En vir die Here vra, Here, wat kan ek nog vir U doen? Jy weet, ek sê vir die ouens, is my altyd so ironies.
dat 'n ou werk 5 dae 'n week, 8 ure 'n dag, om die volgende 70 of 80 jaartjies, nee. Ek weet nie, hulle praat van mind-boggling, whatever. Dis net vir my te veel. Dat ek al die tyd spandeer vir hierdie paar jaar, maar as ek by God en sy koninkryk kom, wat ons so min tyd. Mense, hoor mooi, die Bybel sê daar is loon volgens jou werk. En dit wat jy in gaan sit vir hierdie wonderlike evangelie, gaan eendag na jou toe terugkeer. Ek wil jou uitnooi. Ek wil by jou pleit. Doen jou beste vir Jesus. Begin uitstaan, en as dit 'n prys kos, ek wil sê as dit 'n prys kos, let it be. Ek sê dieselfde as Mormei. Ek weet nie wat gaan hulle maak, of wat gaan ek maak, as hulle skielik instap en sê, ons gaan jou doodskiet ter wille. Jy weet, Richard Wurmbrand het dit vertel, hy was 27 jaar agter die Westergordyn. Hy sê, al wat hulle van hom vra is, net daai 3 woordjies, I deny Christ. Is al wat hy moet sê, dan sy uit die tronk uit, en hy is vry. Sal dit reg wees as ek dit ooit doen, ooit waag. Ons kan dit nie doen, die mense. Ons moet by Jesus bly. Al kos dit wat. En partykeer is ons so skaam wanneer iemand iets sê om net iets van Jesus uit te lig. Don't do it. Dink aan so baie dinge. Jy weet, daar was 'n ou wat 'n visioen gehad het ook rondom Jesus, en toe kry hy die deel, en hy vra toe, wie gaan die werk van die Here doen? En Jesus antwoord uit die gesig uit, moenie bekommer wees nie, my kinders sal die werk doen. En toe sê die persoon, maar sê nou net hulle vergeet. Toe antwoord Jesus in hierdie gesig, dis my vriende, hulle sal my nie teleurstel nie. As jy God se vriend, as jy God se vriend is, staan op jou voete net daarmee. As jy sê, weet jy wat, ek is God se vriend, ek gaan my bes doen, wil jy nie net die hande so oomblikie oplig, lig sommer al 2 hande, maar dan bid jy net so oomblikie, sê, Here, asseblief, help my. Jy het ook al soveel keer teleurgestel, so verkeerde dinge gekom, waarby jy net voel, ag Here, ek het dit dalk nie gemaak soos dit moet nie. Maar terwyl jy hom daar het, sê net die Here, lei my, leer my, en wys my. Sal jy dit doen? Leer my, Here. Wys my, Here. Sodat ek U nie teleurstel nie. Ek is 'n vriend van U. Liewe Here, ek bid vir al hierdie hande wat opgelig is. Dis mense wat dit werklik bedoel. Dis mense wat dit meen met die Here. Ek bid nou dat die Here sal help. Wanneer ons eendag aan die ander kant kom, dat ons nie sal sê, berge val op my en heuwels bedek my nie, maar dat ons die woorde sal hoor, mooi so my getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou en oor vele sal ek, Here, ons wil hoor, mooi so. Ek sien hierdie mense, wat aan die hand van die Here oor hulle sal wees, die guns van die Here op hulle sal rus. Here, ons verstaan nie wat werklik aan die buitekant
gebeur nie. Ons sit in 'n kerk, ons kan die Here loof en ons kan die Here prys en ek wil die Here dank daarvoor. Maar o God, daar is op hierdie oomblikke mense wat pryse betaal, selfs met hulle lewens. Ons trou Here Jesus. Ons vra dit in Jesus naam. O my trou Here Jesus, o my trou, o my trou Here Jesus, o my trou. Daar's 'n stryd wat ek moet stry, daar's oorwinning te verkry. Gee my krag vir elke dag en hou my trou. Nog eenmaal, hou my trou. As jy dit bedoel, stuur ons op. Sê Here, hou my trou, hou my trou, hou my trou. Ag, liewe Jesus.